Hierdie is 'n stok. Dis net 'n stok. Miskien kan julle manne weet, as jy nou in die bosveld is, dan kort jy altyd 'n goeie stok. Is dit nie so nie? As jy, waarvoor gaan jy hom gebruik? Jy gaan waarskynlik in die vuur krap, daar's niks fout met die vuur nie, maar mens moet krap. Of jy gebruik miskien 'n stok om mee te gaan stap. Jy weet, as al 'n leeu uitspring, net vir hom te wys wie's baas. Maar vir 'n kind is hierdie stok nie net 'n stok nie. Kan jy onthou toe jy 'n laaitie was? Wie van julle het kleilat gespeel? Ek het nog kleilat gespeel, lekker né? Onthou julle dit? Dit was nooit lekker tot hy jou in jou gesig tref nie, maar was lekker geweest. Maar vir 'n kind, hierdie is nie net 'n stok nie, hierdie is 'n AK-47. Met jou maatjies, né? Of jy word 'n Star Wars, jy weet, wat jy in jou onthou julle dit nog? Kyk, of wie van julle kan nog, as jy het 'n stok en dan, jy weet, hy kan enigiets wees. Kan enigiets wees. You shall not pass. 'n Stok. Kinders het altyd gespeel met 'n stok. Nou, 'n skaapwagter het altyd twee dinge gehad. 'n Goeie paar sandale en 'n stok. En hierdie stok sou gebruik geword het om 'n skaapie partykeer net so 'n bietjie te help. Net, jy weet, dit kom net so. Of as 'n wolf of iets kom om hom te probeer wys wie baas is, om hom te probeer weghou van jou af. Maar 'n stok bly net 'n stok. Nou, ons lees ons gedeelte vanoggend in Eksodus 4 vers 2 tot 4. En ons lees daar saam, it says, "Then the Lord said to him, what is that in your hand?" So hier is ons vir Moses. He said, "A staff," he replied. The Lord said, "Now throw it on the ground." Moses threw it on the ground and it became a snake. And he ran from it. Ek weet nie van julle nie, maar ek sal ook hardloop. Nee, wie van julle is lief vir slange? Jy lief al die seentjies. Okay, het gaan verder. Then the Lord said to him, "Reach out your hand and take it by the tail." So Moses reached out and took hold of the snake, and it turned back into the staff in his hand. Ons kry vir Moses hierso, in hierdie gedeelte, Moses weggehardloop uit vrees uit Egipte uit, want hy het moord gepleeg, hulle het hom gesoek, en vir 40 jaar lank is hy in die woestyn, met sy skapies, sy sandale en sy stok. En ons kry waar hy voor God kom, en 'n paar dinge wat baie interessant is hierso is, ons ken die verhaal, God verskyn aan Moses in 'n brandende bos. Julle, dis 'n bos waar jy vir ewig kan braai. Hy hou net aan brand, hy brand nie uit nie. Ek soek bietjie van daai harde kole. Maar hy het hierdie ontmoeting met God, en die Here sê vir hom 'n paar interessante goed. Die eerste ding wat hy vir hom sê is, Moses, trek uit jou sandale, want die grond waarop jy staan is heilige grond. Nou ek het so 'n bietjie verder gaan sit en dink hieroor. Daai tyd is 'n sandale. Wie van julle het al op 'n baie warm strand gestap as jy probeer kaalvoet stap? Jy stap nie, jy hardloop. Kyk, hy brand vir jou. Of het jy al gaan stap in die bos en daar's dubbeltjies en dorings? Hoe ver gaan jy kom sonder jou sandale of jou skoene? Jy gaan nie ver kom nie, né? Dis baie interessant, slawe in daai tyd het nie skoene gehad nie. Wie hoekom? Dat hulle nie kon ver weg hardloop nie. En hier kom eintlik 'n oomblik wat God vir Moses wil sê, trek uit jou sandale, want jy gaan nie nou weghardloop van die roeping wat God vir jou het nie. En baie van ons, tot vandag toe nog, hardloop weg van die roeping van God. Ek het weggehardloop van die roeping van God. Ek wou nie 'n pastoor raak nie, julle. Glad nie. Ek wou in besigheidsbestuur ingaan. Ek wou 'n ander graad gekry het. Ek kan onthou, toe ons op skool was in matriek, ons is in ons laaste eindeksamen en ons as vriende staan om 'n groep saam. En ons sê vir mekaar, wat is die laaste ding wat jy sal word in hierdie wêreld?
En die een ou sê, ja, hy sal nooit 'n polisieman raak nie. Ander ou sê, nee, hy kan nie rekenkunde, hy gaan nie rekenmeester raak nie. Wat sê ek? Ek gaan nie 'n pastoor word nie. Ons hardloop soms weg van die roeping wat God vir ons het. En vanoggend wil ek vir jou sê, ek voel in my gees vir die Here vir jou sê, hou op om te hardloop. Moses maak ook klomp verskonings. Hy kan nie praat nie. Ons maak soveel verskonings, ons maak verskonings op om te sê, nee, ek is nie heilig genoeg nie. Ek het nog te veel foute, ek sê nog 'n vloekwoordjie hier en nou. Raai wat? Ek het 'n geheim. As ek baie kwaad raak, dan slip al ook partykeer so enetjie uit. Pastoor. Ek's 'n mens. Ons dink ons moet eers 'n sekere vlak van heiligheid bereik voor God ons kan gebruik. Of dit is dat jy sê, nee, maar jy weet, ek is nou eers in 'n tyd in my lewe, ek maak nou kinders groot, ek's besig, die besigheid moet groei. We make excuses, en as asof God voor ons staan, vir 'n oomblik en na ons kyk, soos 'n vader, en vir ons vra, watse verskonings wil jy nog opmaak? Daar's 'n gedeelte, en is nogal 'n skerry gedeelte in Lukas 9 vers 62. Dit sê, Jesus replied, "No one who puts a hand to the plow and looks back is fit for the service in the kingdom of God." Nou as jy iets weet van boerdery, as jy op 'n ploeg is en jy's besig om die lande te ploeg, jy kan nie 'n oomblik neem om agter jou te kyk nie, want raai wat gaan gebeur? Dit vat net 'n oomblik van wat jy jou fokus verloor en dan begin jy die lyne verkeerd ploeg. Want dit is lang lyne wat getrek word. En baie van ons is nie bereidwillig om te sê ons gee alles nie, hier gaan ons. Ons kyk baie keer nog steeds terug. Het jy al mense gehoor wat 'n getuienis vertel? Baie keer dan wonder ek, is jy besig om te getuig of is jy besig om te brag? Regtig? Dit is asof hulle die ou lewe mis. Ons het 'n nuwe lewe in Christus. Ons moet ophou om verskonings te maak. Maar ons kyk waar God vir Moses vra. God vra, wat is in jou hande? Dis net 'n stok. Daar's niks spesiaal daar nie. Dis net 'n stok. Maar dit verander hy van die oomblik wanneer dit uit sy hand uit gaan, verander dit in 'n slang. Julle, ek sien nou skrik as hierdie 'n slang geword het. Maar dit word 'n slang, en is interessant wat God vir Moses sê. Die Bybel sê Moses het weggehardloop. Hy was bang. En God sê vir hom, gaan tel die slang op by sy stert. So wat sê God vir Moses? Konfronteer jou vrees. Konfronteer jou vrees. En hy moet kom om te sê, ek sal doen wat die Here vir my sê, want ek vertrou hom. Hy is met my. En baie keer in die lewe is daar sekere goed wat God ons nou roep om te konfronteer, want ons is bang daarvoor. Ons hardloop weg van ons roeping af. Ek kan onthou toe ek begin het in bediening, ek het so 2 jaar wat ons sulke adventure ministry, ons gaan op kampe uit en so, en ek kom daar aan en hulle sê vir ons, okay, julle gaan hierdie oomblikke met kinders hê, wanneer julle gaan daar in die Magaliesberge gaan hang met abseiling. Julle, ek skrik my dood. Vra my vrou, sy lag baie keer vir my, ek het baie hoogtevrees. Okay, hoogtevrees. Sy lag vir my, daar's in die malls baie keer sulke brûe, het julle al gesien wat sulke glasbrûe is? Ek kan nie oor daai ding loop nie. My lyf is net soos, wow. Ek kan net nie, maar ek gaan op hierdie abseiling kursus, en hulle kry baie vinnig daai vrees uit jou uit, want ewe skielik hang jy daar van die berge af,
en hulle probeer dat jy jou toerusting moet vertrou, en die eerste ding wat hulle my op laat hang, is 'n toutjie so dun soos 'n skoenveter. Hulle sê dit kan 700 kg vat. Julle, ek wil huil. Maar die Here help my in daai tyd, ek kom oor my vrees, ek kry my abseiling lisensie, en as gevolg van dit gebruik die Here my om honderde kinders na hom toe te lei. Daar's sekere dinge in jou lewe wat jy nou nog vrees, dit kan jou verlede wees, wat jy nie wil konfronteer nie, dit kan wees dat jy net nie die Here vertrou vir sy voorsiening nie, maar die Here roep jy na 'n plek toe, wat hy nie met jou verder kan werk, voor jy jou vrees konfronteer nie. Wat vrees jy? Want die woord sê die volgende, Jesaja 8 vers 13 sê, don't fear anything except the Lord of the armies of heaven. If you fear him, you need fear nothing else. Daar's net een wie ons moet vrees, en dit is God. God kan jou net gebruik as jy hierdie vrese begin konfronteer. Miskien is jou vrees, jy voel nie goed genoeg nie. Jy voel net nie goed genoeg om deur God gebruik te word nie. God wil hê jy moet konfronteer. Miskien is dit dat jy bang is mense gaan vir jou lag, of ek gaan dit nie reg kry nie. Julle kan maar vir Dion vra, hoeveel goed het ek nie reg gekry nie in die begin. Jy kan nie opgee in jou lewe omdat jy nie 'n ding reg kry nie. Jy probeer dit oor en oor en oor en oor. Jy moet dit konfronteer. En dis die eerste keer ons kry vir Moses, eers toe Moses die stok kon laat gaan, hy het sy hande laat gaan, kon God die bonatuurlike, die asemrowende, die onbegryplike krag van God werk in sy lewe. Wat het jy nodig om te laat gaan? Wat het jy nodig om te laat gaan? Ons het baie keer die idee dat God net die super talentvolle, super aantreklike, slim, uitstaande mense kan gebruik. Ek weet vir 'n feit, ek het ook 'n uitdaging in my lewe. Baie keer dan kry ek myself, ek vergelyk myself met iemand anderste. Doen julle dit? Julle, okay, ekskuus. Ek besef hier's heilige kroontjies hierso. Maar ons vergelyk onsself. Ek is nie so slim nie, ek is nie so ryk nie, ek het nie soveel talente nie, ek kan nie doen wat hulle kan doen nie, so ek doen liewers niks. Maar ek het verskriklike goeie nuus vir jou. God wil 'n gewone stok gebruik. 'n Gewone stok om die bonatuurlike te doen. En soms, al wat God nodig het, is 'n stok. Is 'n stok. It's all he needs. Ons kry vir Moses in die Bybel, hy hou die stok op, die staf op, en wat gebeur? Die Rooi See kloof oop. Net 'n stok. Ons kry waar die bitter water van Mara, dis so bitter, die volk is dors, julle. Wie van julle was al baie dors? En dink gou by jouself, dae lank, hoe dors is jy? En hulle kom by hierdie water, en die water is bitter, jy kan dit nie drink nie. En die Here sê, daarso gaan vat daar 'n paar stokke, gooi dit in die water. En die Bybel sê die water het soet geword. Net 'n stok. Ons kry die profete, hulle is besig om 'n skool te bou in die Bybel vir die profete. Hulle het net een byl. En hulle is nog besig om die byl te swaai om te bou, en die volgende oomblik breek die kop van die byl af binne in die water in. Daai byl is weg. Een van die profete sê, die Here sê, hy moet net 'n stok op die water sit, en die byl begin dryf. Net 'n stok. Net 'n stok. En God gebruik selfs 2 stokke in die vorm van 'n kruis om die wêreld te red. Net 'n stok. Is nie iets spesiaal nie. Maar God vra, wat het jy in jou hande? God wil die gewone mens gebruik om wonderwerke te laat gebeur. So, wie van julle het al op 'n stap gegaan, 'n staproete? Een of ander staproete. Kan ek gou gesien hande op staproetes? Okay, ons het 'n paar stappers hier. Nou, jy weet mos nou jy het hierdie tas aan. Nou jy leer baie vinnig as jy gaan stap.
jy moet so lig as moontlik pak. Nee. Jy dink miskien daai tas is baie lig as jy begin. Ek sê vir jou 5 kilos later voel dit vir jou asof jy klippe dra. Maar ek kan onthou gaan stap in my Gubas en daar tel ek 'n stok op, want julle my knieë, jy weet jou knieë is jy begin bewe. En ek vat hierdie stok is nou my beste maatjie. Want hierdie stok help my al die pad. En elke dag gaan soek ek nie vir 'n nuwe stok nie, hierdie is nou my stok. Maar waar het Moses sy stok gekry? Waar het hy dit gekry? Heel waarskynlik in die woestyn. Dis waar hy dit opgetel het. In daai moeilike tye. Ek sê nie, dis nie maklik nie. Ek dink nie almal sê ooit vir hulle self, julle, ek wil eendag gaan aftree in die woestyn. Nee, almal wil 'n huisie by die see hê. Dis nie 'n lekker plek nie. Dis droog. Dis warm. Maar baie keer is daar woestyntye in ons lewe en ons kry sekere vormings, karaktereienskappe, sekere getuienisse in ons lewe, sekere vaardighede. En dit is wat God wil gebruik. Dis wat hy wil gebruik vir sy koninkryk. Maar ons moet besef, soms is ons in hierdie vormingsseisoene in ons lewe. Maar dit begin baie keer klein. Sekaria 4 vers 10 sê, do not despise these small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin. Kyk, kom ek wys 'n voorbeeld. So, ek het 2 voorbeelde vinnig. Ek het op 'n stadium gekom en die Here het my oë oopgemaak vir daar soveel behoeftige mense daar buite. En ek het nie veel om te gee nie. Ek sê nog in my gebedstyd, Here, ek kan nie veel gee nie. Wat moet ek doen? Ek wil net iets doen. En ek is besig om 'n toebroodjie te smeer vir my kinders die oggend vir skool. En die volgende oomblik voel ek in my hart, julle, maar ek kan 1 ekstra toebroodjie smeer. Ek kan 1 ekstra toebroodjie vanoggend maak. Dis nie veel nie. Dis 2 snytjies brood, 'n bietjie peanut butter. En ek begin elke oggend 1 ekstra toebroodjie maak wat ek vir iemand langs die pad gee wat 'n behoefte het. En die Here begin in my hart werk om meer te doen. En ek begin ander mense betrokke kry, deel te raak. En so saam met die span en die ontgroei roep op vandag na 'n plek toe waar ons gemiddeld 250-300 gesinne 'n week kos voorgee. Small beginnings. 'n Ander voorbeeld daarvan is, Dion kom na ons toe, hy sê hy het hierdie ontmoeting met God gehad, hy wil meer die woord uitkry as net op 'n Sondag, en hy kom na ons toe en die Here sê vir hom, wat het jy in jou hand, en hy het 'n foon in sy hand, en die Here sê, maar julle kan begin video's uitstuur. Dion kom na ons toe en sê, ons gaan 2 minute video's begin maak, en ons begin elke dag 2 minute video's uitstuur na mense toe, en na 4 jaar ontwikkel het, ander mense sien dit raak, later begin dit oorgaan, dat ons kameras koop, en ons doen ons eerste op die tafel episodes, dit ontwikkel verder, en ons gaan oor, nou is ons op via TV, en ons bereik met God se woord 50,000 mense 'n dag. Do not despise small beginnings. Die vraag is, wat het jy in jou hand? Wat het jy in jou hand? Want dit voel miskien vir jou nie veel nie, maar God kan dit gebruik. Ons kry Moses, nou, ons kom terug na die verhaal van Moses toe. Kyk vir die persoon langs jou en sê net gou geval, is jy nog by? Jy nog wakker? OK. Pastoor is bietjie diep vanoggend. OK, so ons kry vir Moses, het julle al die verskil gesien tussen iemand wat geleer het, wat 'n toets gaan skryf, en iemand wat nie geleer het nie? Jy weet, 'n ou wat geleer het voor hy toets gaan skryf, hy kom met so swagger, hy confidence. Kom hy mos ingestap. Hoe lyk die kinders gewoonlik wat nie leer nie? Hulle sit gewoonlik op die stoep met hulle boeke oop. Weet, almal moet hulle nou help. Maar ons kry vir Moses, hy gaan nou 'n toets skryf, hy kom nou in na Farao toe. En ek is maar 'n prentjie mens. Noem my maar 'n drama king of koei, wat ook al. Maar ek sien hoe Moses ingestap kom met bietjie swagger. Gaan nou vir Farao 'n ding of 2 wys. En hy sê vir Farao, God sê, laat my mense gaan, ons gaan. Julle, as jy so iets vir die koning gedoen het, hy sê jy doodmaak.
En Farao wil nog so vir hom iets sê, en Moses tel sy stok op. Kyk my stok. En hy vat die stok, en die woord sê, hy gooi dit op die vloer, en dit word 'n slang. En ons kry dit waar die towenaars, julle towenaars kan nie wonderwerke laat gebeur nie. Dis toorkunsies. Party mense sê hulle het heel waarskynlik soos 'n klei staf gehad waarin die slange ingehou het, want ek gaan nou vir julle sê, slange was baie deel van hulle geloof gewees. En hulle gooi dit op die vloer neer, en hier verander, kom daai slange uit. En wat gebeur met daai 3 slange? Hulle word ingesluk. Weet jy wat se slangs eet ander slange? The king cobra. The king cobra. Het jy al ooit gewonder, hoekom gebruik God 'n slang? Hoekom het dit nie verander in 'n skaap nie? Of die stok verander in iets bietjie, weet, soos 'n olifant of iets, wat? Hoekom gebruik jy hier 'n slang? Maar hoor gou hier. What does a snake symbolize in Egypt? Julle al gesien met die farao, het julle al die kiste gesien, is daar altyd so 'n kobra op die voorkop? Okay, hoor wat sê dit. Dit sê, in Egyptian mythology, the snake symbol represented royalty and divinity. It symbolized the pharaoh's role as lawmaker and maintainer of order, protecting the Egyptian people from the forces of chaos. The snake was also seen as a symbol of supernatural. So wat gebeur hier? Hierdie slang sluk al die ander slange op, en wat God eintlik vir Farao sê is, jy dink jy's heilig. Jy dink jy's in beheer. Jy dink jy kan bo-natuurlike doen. Daar is net een lewende God. Daar is net een lewende God. En dan gaan baie keer in die lewe gaan daar substitutes wees, weet, counterfeits wees. Maar daar's net een lewendige God. Amen. Maar ek dink nie dis die grootste wonderwerk nie. Weet jy wat dink jy, ek is die grootste wonderwerk? Is toe Moses weer daai slang optel en verander weer in 'n stok. En ek gaan nou vir julle sê hoekom, want wanneer God ons begin gebruik vir die bo-natuurlike, wanneer hy ons suksesvol maak, wanneer hy ons autoriteit gee, wanneer hy begin om ons te gebruik om 'n impak te maak in lewe, het ek 'n vraag vir jou. Kan jy teruggaan om 'n gewone stok te wees? Can you still be a servant to the King of Kings? Besef jy dat sonder God is jy niks? Dis nie jou talente nie, dis nie jou besigheidsvaardighede nie, dis net God. Kan jy teruggaan na om 'n normale stok te wees? John 3 verse 30 says, he must become greater and I must become less. Minder van myself, Here, en meer van U. Hy is die een wat die bo-natuurlike doen, nie ek nie. Jesus probeer vir ons iets sê in Johannes 15 vers 5 waar hy sê, ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Ons is niks sonder God. Sonder God se hande is jy niks. Kan ons teruggaan om te sê ons bly 'n stok? Kan jy God jou vertrou dat hy jou bo-natuurlik kan seën en dat jy nie sal verander wie jy is nie? Ek sien soveel keer mense kom na my toe, dan vra hulle, Bram, bid saam met my vir my besigheid. Ons gaan ten gronde en hulle kom kerk toe en ons bid en ons vertrou die Here. En die volgende oomblik gaan dit baie goed met hulle en dan verdwyn hulle. Kan jy teruggaan na 'n gewone stok toe? Daar was 'n dag wat jy net gedroom het van daai promosie en toe kry jy dit en nou loop jy rond met trots. Maar die Here kan jou nie verder gebruik nie. Want jy kan nie teruggaan om nederig te wees nie.
om te besef hoe afhanklik jy van hom is. Kan God jou vertrou om op 'n Sondag die solo hier bo op die verhoog te sing, en dan sal jy nog steeds, al sing jy nie volgende Sondag kerk toe kom? Ek bly maar net 'n stok in God se hand. Daar mag miskien honderde mense onder jou wees in jou maatskappy. En jy kyk na hoeveel mense, maar onthou, jy is niks sonder God nie. Hy is alles. Ek lag altyd vir, ek wil dit ook net sê, daar gaan baie meer dae in jou Christelike stap wees wat jy net 'n stok is, hoor. Die beste manier om dit te beskryf, ek het al baie kappels, hulle gaan nou trou. Julle al ooit gesien 'n kappel wat nou gaan trou? Hulle kan nie hulle hande vir mekaar afhou nie. My liefie. En is net foto's op Facebook met hartjies, jy's my alles. Julle gesien op Facebook Valentynsdag? My duif. My waterbokkie. O, julle. Maar hulle kom gewoonlik in my kantoor, jy weet. Die pastoor, ons moet nou vinnig trou asseblief, voor Jesus kom. Dan trou ek hulle, 3 maande later, ag pastoor, Jesus kan maar nou kom. Daar gaan meer normale dae wees vir jou. My vrou gee nie om hoe mooi ek preek nie. Sy gee nie mooi om hoe sy kom nie na die diens na my te sê, pastoor, jy het so mooi gepreek. My vrou gee om of ek die rubbish uitsit. Of ek die kinderskool toevat. Of ek die skottelgoed was. Ons het nou 'n skottelgoedwasser gekry. Prys die Here. Jy gaan meer normale dae as 'n stok hê in jou lewe as enige iets. Maar God kan jou net gebruik if you are humble. As jy wil dien en besef, ek is net 'n gewone stok. Ek wil afsluit met hierdie, en hierdie is vir my seker die mooiste voorbeeld in die Bybel. So, ons kry, hulle is op soek na die nuwe hoofpriester van die volk van Israel. Jy weet, en almal wil altyd die titel in die job hê. So al die leiers van die Israeliete, van die 12 stemme sê, ek voel ek is geroep. En almal wil die eer hê om die hoërpriester te wees. En God sê vir Moses, okay, dis wat ek wil hê jy moet doen. Vat elke liewe een van die leiers, sê vir hulle om 'n dooie tak te bring, en elkeen van daai takke moet julle bo op die ark kom plaas. So dis 12 dooie stokke wat bo op die ark, die teenwoordigheid van God geplaas word. En die volgende oomblik, binne 24 uur, gebeur daar iets baie interessant. God sê, die een waar daar in lewe sal wees, sal die hoofprofeet wees. En die volgende oomblik, een van daai stokke, begin daar bloeisels uitkom. Wat was dood, word lewend in God se hande. En Jesus Christus was die enigste hoofprofeet. Nie Boeddha nie. Daar is geen ander een wat opgestaan het uit die dood, behalwe Jesus Christus. But sometimes we need to die before He can use us for His kingdom. Ek vra vir jou 'n vraag vanoggend. Wat het jy in jou hande? Ek wil vra vir 'n oomblik dat ons ons oë sal sluit.